Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Nou hierdie is 'n klein renostertjie, nog baie jonk. En as ons bietjie gaan kyk na die renosters, is die kleinste van al die renosters, terwyl daar 5 soorte is, die Sumatriese renosters. Renosters is herbivore en dit beteken dat hulle plantetend is. So dink maar net die groot renosters, hoe baie plante moet hulle nogal eet 'n dag. Die naam kom van die Grieks af en dit beteken 'n neushoring. So dit is waar die renoster dan ook die gedagte vanaf kom dat dit 'n neushoring dier is. Hulle is die tweede grootste landsoogdiere en hulle hardloop omtrent so 48 tot 64 km per uur. So ons sal hulle nooit kan weghardloop nie. Maar as ons bietjie gaan kyk na die gedagte ook van die jongste, dan weet ons ook dat daar 'n verlore seun was. En hierdie verlore seun het 'n broer gehad. En hierdie broer was nogal baie ongelukkig toe daardie jongste broer van hom verskoon tog terugkom by die huis. En toe sê hy hierdie woorde, Lukas 15 vers 31. Toe sê hy vir hom: "Kind, jy is altyd by my en wat myne is joune." Hierdie oudste broer het sekere dinge nie verstaan rondom die regte wat hy het wanneer hy dan ook 'n kind is nie. Die regte wat ons, die voorregte, laat ek dit eerder so stel, wat ons bevoorreg is die staat wat ons as kinders van die Here mag geniet. Hy het nie besef wat se bevoorregte persoon hy was en wat se staat hy geniet het nie. Hy was by die Vader onder dieselfde dak. Hy was versorg en beskerm. Daardie wonderlike verhouding wat hy met die Vader kon gehad het, en hy was onder die waaksame oog van daardie liefdevolle Vader wat omgee vir al twee sy seuns. Hy het daardie vertroue van sy Vader besit. Wat 'n voorreg om te weet dat God ook ons dan met sekere dinge wil toevertrou. En as oudste seun weet ons ook dat hy die eersgeboorte reg dan ook gehad het. So hy het eintlik 2/3 van die besittings wat hy dan kon opgeëis het as sy vader sterf. So hy 2/3 van daardie wat die verlore seun het net 1/3 gekry. Hy het 2/3 besit. Wat 'n voorreg wanneer ons kinders van die Here is om te weet dat ek 'n sekere posisie in Christus het, dat ek alles in Christus het, en dan dat hy 'n begenadigde was, terwyl hy dan ook in daardie wonderlike verhouding met die Vader kon gewees het. Maar dan gaan die woord verder en hy sê Lukas 15 vers 29, maar hy antwoord en sê vir sy vader: "Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon gewees het nie." Die treurige toestand van hierdie oudste seun, hy het nie die hart van die Vader geken nie. En ek wonder hoeveel van ons ken regtig die hartklop van die hemelse Vader. Dit was 'n innerlike toestand wat hier geopenbaar is van hierdie seun se hart binnekant. Daardie hart wat geslote is teenoor sy Vader, en eintlik maar 'n vreemdeling, as hy dan vir sy vader ook hierdie woorde sê. Daardie kind het dan ook daardie gees gehad van 'n slaaf. Hy het net soos 'n slaaf gelewe. As hy dan sê, ek het u gedien, net soos wat 'n slaaf iemand sou gedien het, sê hy dat ek u gedien het. En terwyl die Here vir ons kinders kom maak, hy het nie sy voorregte verstaan nie, en hy het gevoel dat hy verontreg is deur hierdie broer wat teruggekom het. En dan word hierdie woorde gesê, maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Sy eie hart word hier openbaar, dat hy nie vergewensgesind is nie. En hoe weet daardie jong man wat met sy broer dan gebeur het, as hy sê dat sy broer met hoere deurgebring het? Is dit nie dalk maar sy ander kant wat hier geopenbaar word nie? Is so maklik dat ons ander se foute raak sien, ander se sonde, en
Hy het nie daardie pyn van sy broer gevoel nie. Sal ons maar in die tyd waarin ons lewe, ons eie harte voor die Here kom ondersoek, is ons nie maar ook soos daardie oudste seun. Ons is in daardie huis, maar ons besef nie wat 'n wonderlike voorregte ons het nie. En baie van hierdie dinge kom uit 'n onreine hart uit, kom uit 'n hart uit wat nie in die regte verhouding is nie. Dat ons in die regte verhouding tot die Vader ook moet lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons in die regte verhouding ook wil bring, net soos U hier kom openbaar in hierdie oudste seun se lewe, dat daar fout is in sy hart, dat U ook maar vir ons kom wys as daar fout is in ons hart, sodat ons kan regmaak. Amen.